Obadja, hoofstuk 1 van vers 1 af, die openbaring wat Obadja ontvang het, so sê die Here my God oor Edom. Ons het 'n boodskap ontvang en dit kom van die Here af. Dit is 'n boodskapper onder die nasies rondgestuur om te sê, maak klaar, kom ons gaan maak oorlog teen Edom. Die Here het gesê, Edom, ek maak jou 'n klein volkie onder die volke. Jy sal glad nie meer gereken word nie. Jy is deur jou vermetelheid mislei. Jy wat daar in die klipskeure sit, wie se woonplek hoog in die berge is. Jy wat dink, wie sal my hier afkry grond toe? Al bou jy daar in die hoogte soos 'n aasvoël, al sit jy jou nes tussen die sterre, ek sal jou daar afhaal, sê die Here. Dan gaan ons na vers 9 toe. Jou dapper vegters sal bang word, Teman, al die mense sal uitgeroei word uit die bergland van Esau. Oor die moorde op jou broervolk Jakob, oor die geweld teen hom, sal jy verslaan word, uitgeroei word vir altyd. Die dag toe vreemdes die bevolking van Jakob gevange weggevoer het, het jy afsydig daar gestaan. Toe uitlanders die poorte van Jerusalem binne gegaan en oor hom begin looitjies trek het, was jy aan hulle kant. Jy moes jou nie daarin verlekker het, dat jou broer se dag gekom het nie, die dag toe die ongeluk hom getref het. Jy moes nie so bly gewees het oor wat gebeur het met die mense van Juda, die dag toe hulle omgekom het. Jy moes nie uit die hoogte gepraat het die dag toe die ellende hulle getref het nie. Aan vers 15, die dag van die Here is naby, naby vir al die nasies. Wat jy gedoen het, Edom, sal aan jou gedoen word, jou dade sal op jou eie kop afkom. Soos hulle, my volk Jakob, die oordeelsbeker moes drink op my heilige berg, so sal die ander nasies dit drink, maar sonder ophou. Hulle sal drink en sluk, en hulle sal word asof hulle nooit bestaan het nie. Maar op Sionsberg sal daar uitkoms kom. Dit sal weer 'n heilige plek wees. Die volk van Jakob sal weer in besit neem wat aan hulle behoort. Die volk van Jakob sal die vuur wees. Ons lees nie tot daar. Dit is die woord van die lewende God. As ons hierdie gedeelte lees in Obadja, nou kan julle dit op julle CV en julle resume sit, ja, ons het Obadja ook al gelees. As ons gaan kyk na Obadja, dan sal daar's twee prentjies wat na vore kom. Twee prentjies wat God deur Obadja aan sy volk bring, wat hy nie net aan sy volk bring nie, wat hy ook aan Edom bring. Wat hy nie net aan Edom bring nie, wat hy ook aan ons bring. En vanmôre moet ons bietjie gaan kyk na hierdie twee prentjies en vra maar, van waar pas ek in? Wat is nou my plek? En wat is my reaksie op hierdie twee prentjies? Nou die eerste een is daai gebou, ek weet nie of julle al van daai plek gehoor het nie, sy naam is Petra. Dis 'n stad wat in die berge uitgekap is. En dit is 'n stad wat deur Edom gebruik is. Nou Edom was die nageslag van Esau. Onthou, Jakob en Esau. Esau het sy eerste geboortereg verkoop aan Jakob. En uit Jakob het Israel toe na vore gekom. En dis hoekom hierdie gedeelte in Obadja praat van jou broer. Want hulle is familie gewees. En hier's 'n paar prentjies wat dit is ongelooflik eintlik as mens daaraan begin dink. Dit is nie gebou nie, dit is uitgekap in die klip, in die berg. Hierdie ene wys hoe kon jy daar uitgekom het? Dis hierdie kraanse af. Onthou, hulle het nie abseiling, toerusting gehad nie. Dit was 'n veilige stad daar bo op 'n berg en dan
as jy nou dink aan wat ons gelees het in Obadja, hoe God gesê het, maar julle dink julle is veilig. Julle dink niemand gaan naby julle kan kom nie. Want kyk hoe veilig het julle dit vir julleself gemaak, maar dan sê daar gaan niks kan stop wat oor julle gaan kom nie. Hy sê Edom, Esau se nageslag gaan ophou bestaan. En dit is presies wat gebeur het. So 700 jaar na Obadja het die laaste nakomeling van Esau gesterf. Dit was koning Agrippa. Edom het opgehou bestaan as volk. Ongelooflik. Mens dink nie dis moontlik nie, hoe kan 'n volk sommer net ophou bestaan? Maar dit was wat God gesê het, julle sal nie meer wees nie. En so het Edom ophou bestaan en word Obadja waar. Een gedeelte van Obadja word waar. Maar kom ons trek 'n bietjie deur na ons tyd vandag toe. Edom was teen Israel. Toe Israel aangeval word deur Arabiese volke, toe het hulle verlekker daarin. Haha, kry vir julle. En toe Israel aangeval is, toe het hulle gehelp met die aanval. Hulle het daar staan hulle het op die hoeke gewag en as Israeliete probeer wegkom van die vyand, het hulle gevang en hulle doodgemaak. So Edom het heeltemal teen Israel gedraai. En God sê nee, Israel is my volk. En ek sal dit nie duld nie. En Edom het opgehou bestaan. Dit is maar 'n prentjie van die wêreld, 'n uitdrukking van die wêreld en die wêreldse benadering, die wêreldse denke. Die wêreld wat teen die kerk is. Edom was teen Israel. Maar Israel, soos ons lees, is geherstel. En uit Israel is gebore Jesus Christus, die Messias, ons verlosser. So aan die een kant het jy die wêreld, Edom, wat teen Israel is, en aan die ander kant het ons die kerk. Die kerk soos ons hom vandag ken, daar's Israel, Juda en Israel, die twee stamme, en dan het ons daar die kerk, ons het hierdie prentjie gebruik by die Nuwe Testamentiese kerk, toe ons daaroor gepraat het, wat was die gevolg van die koms van Christus, en dis wat ons vandag hier beleef, dis wat ons hierso sien, en daarom die vraag maar, hoe pas ons in Obadja in? Hoe pas ons in hierdie storie van Edom teen Israel, die wêreld teen Israel, die wêreld teen die kerk, en ek wil nie vanmôre mense bang praat nie, maar dit is ons realiteit waarin ons leef op hierdie oomblik. Die wêreld klap nie hande oor die kerk nie. Die wêreld is nie opgewonde oor die kerk nie. Die wêreld spot met die kerk. Probeer die kerk verkleineer. Die wêreld sal graag wil hê alle kerke moet toemaak. Maar hoekom? Hoekom hierdie stryd tussen Edom en Israel? Hoekom hierdie stryd tussen die wêreld en die kerk vandag? Hoekom is daar heeltyd hierdie stryd? Hoekom kan daar nie vrede wees sodat ons in vrede ons geloof kan uitleef nie? Ons moet teruggaan na Genesis toe, wat daar reg in die begin gebeur het. God het alles geskape volmaak, perfek. En die bose het gekom en vir Adam en Eva gelei in sonde. Hierdie volmaakte skepping word geruïneer deur sonde. En wat was die bose se plan? Dat God sy hande sal was en sê, maar ek is klaar met my skepping. Maar dis nie wat gebeur het nie. Ons lees Jesaja 53. Ons lees
God se herstel. Ons lees van Jesus wat die sonde van die wêreld op hom vat. Jesus wat in ons plek sterf. Jesus wat uit genade ons red. En ons sien maar hier's iets besig om te gebeur. Ons nuwe lewe wat ons kry, die nuwe hoop, maar die vyandskap gaan aan. En dis waar ons vandag staan. Hoekom is die hele gemeenskap van Bultfontein nie vandag in die kerk nie? Hoekom is daar nie vrede reg oor die wêreld nie? Hoekom word die kerk aangeval, geteiken? Hoekom word daar leuns oor die kerk vertel? Want die stryd gaan aan. En ons is in daai stryd. Die werklikheid is daar. Maar die groter werklikheid is God. En ons kan sê, maar nou is ek bang, die duiwel is teen my, die wêreld is teen my. Hoe gaan ons as kerk kan bestaan? Ons is so min, hoe gaan ons kan bestaan? Maar dan lees ons Obadja. Die volk was aangeval. Die volk was deur hulle broers verraai. En God sê hier in vers 17, maar op Sionsberg sal daar uitkoms kom. Dit sal weer 'n heilige plek wees. Maar die volk van Jakob sal weer in besit neem dit wat aan hom behoort en God tree in. En dit is vir ons die realiteit vandag. Ons praat in 'n wêreld waar ons onder die stryd van die bose is, die stryd van die wêreld. Maar God kom en hy sê, ek bring uitkoms. Soos ons gelees het, hy bring 'n aanklag teen Edom. Hy bring 'n aanklag teen Edom. Julle het Israel help verwoes, maar ek sal optree. Dit bring vir my, 'n vertroosting. God sien wat ek deurgaan. Miskien in jou lewe ook hierdie stryd van die wêreld, hierdie stryd van die duiwel wat versoeking bring, wat hopeloosheid bring, wat leuns bring. En wat doen ek daarmee? Kan ek staande bly? Kan ek kind van God bly, soos ons nou gesê het? En God bring 'n oordeel oor die wêreld. Hy bring 'n oordeel oor die Satan. God wys maar ek staan op vir jou. Ek gaan hulle nie toelaat dat hulle oor julle hardloop nie. Ek gaan nie die wêreld toelaat om die kerk toe te maak nie. Ek gaan nie die bose toelaat om die kerk te vernietig nie. Dis myne. Ek sal hulle oordeel. Die aanklag teen Edom, die aanklag teen die wêreld. Johannes 3 vers 17. Jesus het nie gekom om die wêreld te veroordeel nie. Die wêreld is klaar veroordeel. Hy het gekom om verlossing te bring. En ons sit vanmôre hier as verlostes. En dit moet ons opgewonde maak. Ja, die stryd is 'n realiteit, maar God staan op vir my. Hy staan op. Hy spreek die wêreld aan, soos hy Edom aangespreek het. En hy bring vir ons uitkoms, hy bring vir ons redding. Want die belofte wat hy gee, is 'n ewige belofte. Hy het vir Israel gesê, julle sal weer op Sionsberg kry dit wat aan julle behoort. Hy sê vir ons, uit genade is ons gered. Vir ewig sal julle my kinders wees. Daai prentjie van die eerste gemeente en die prentjie van die gemeente vandag. Dis wie ons is. En dis ons realiteit. Ons behoort aan God. Ja, daar is 'n stryd. Maar ons is vrygespreek. God het Israel in stand gehou. En uit Israel is gebore die verlosser. Uit die verlosser is ons, die bruid van Christus. Is ons kerk en kan ons lewe. So eintlik, as ons dit besef, moet ons moed kry, opgewonde raak, vreugdevol wees. Ja, dis 'n realiteit, maar God is by ons. Ons is aan God se kant. Hy werk vir ons, hy werk namens ons.
So ek het 2 reaksies wat ek graag wil bring as uitdaging op Obadja, as uitdaging op die realiteit waarin ons vandag sit. Die eerste een is, neem notisie. Sien die realiteit, sien die wêreld soos dit is. Ek weet dit maak ons skrikkerig. Dit pla my as ek besef maar daar's 'n stryd teen my as Christen. Maar dis nie waar dit ophou nie, want ons staan nie alleen in ons stryd nie. Want Christus het die oorwinning behaal. Die mag van die sonde is gebreek, die mag van die bose is gebreek, die mag van die dood is gebreek. En ons kan lewe. En dit is ons realiteit. So neem notisie van hierdie realiteit in die wêreld. En ek wil hierdie uitdaging bring vanmôre daar's oordeel en daar's verlossing. Oordeel oor Edom, oordeel oor die volke wat Israel aangeval het. Daar's verlossing vir Israel. Bring dit na ons toe vandag, deur die kruis. Daar's oordeel oor die wêreld is klaar geoordeel. En daar is verlossing in Christus. Waar staan jy vanmôre? Waar staan jy in terme van dit wat gebeur het? In terme van God se handeling, is jy vrygespreek? Is jy deel van die kerk? Die liggaam van Christus, glo jy aan almal wat hom aangeneem het, die wat aan hom glo het, hy die reg gegee om kinders van God te word? Is jy kind van God vanmôre? Want dis die realiteit waarin ons staan. En dan die tweede vraag, die tweede reaksie, wat doen jy? Wat doen jy as jy besef, maar dit is die realiteit, die wêreld is teen die kerk, die wêreld is veroordeel. Ek is gered, ek is deel van die verlossing, die wat verlos is. Wat doen jy daaromtrent? Sê net dankie tog? Ons sê dankie aan die Here. En dan het ons 'n verantwoordelikheid teenoor hierdie wêreld. Ons het. Ons kan nie stil sit en sien, hoe gaan die wêreld verlore nie. Ons kan nie sien hoe staan mense in die oordeel en dit pla ons nie. Ons moet begin getuig, ons moet verkondig, ons moet praat oor Christus, ons moet praat oor die uitkoms, ons moet praat oor die aanklag wat God teen die wêreld het. Want die wêreld kan nie verlore gaan nie. Ons moet reageer. So in jou kringe waar jy beweeg, in Bultfontein, in die omgewing. As daar mense is wat verlore gaan, dan moet jy getuig teenoor hulle, jy moet praat, jy moet verkondig, bring die waarheid. Maar onthou, bring dit in liefde. Dis nie, ek het gehoor, volgens Obadja, jy word geoordeel. Ons kom in liefde, weet jy, Christus het vir jou gesterf. Daai belofte is gemaak in Jesaja, dit het realiteit geword aan die kruis. Hy het vir jou gesterf en jy kan leef. So ons reaksies, gaan kyk na die situasie, waar staan ek? En vanuit my posisie, wat is my verantwoordelikheid? So hoe gaan jy God vanmôre antwoord? Hoe gaan jy hierdie boek Obadja, hoe gaan jy daarop reageer? Kom ons nader tot die Here. 2 reaksies, besef die realiteit en vra, waar staan ek? En die tweede een, gaan en verkondig, gaan en lewe, alles vir Jesus, sodat die wêreld kan sien, maar hy leef. En ons leef in hom. En dat ons daaruit die wêreld kan verander. Praat jy nou met die Here? Bring jy nou jou hart voor hom en sê, Here, ek kan bid hier. Ek is dankbaar, lei my, dat ek kan lewe. Vir U en vir U alleen. Kom ons bid saam.